Hier by die Eufraatrivier wil ek graag vir ons lees uit Openbaring 16 vers 12. En die 6de engel het sy bak uitgegiet op die groot rivier, die Eufraat, en sy water is opgedroog, sodat die pad berei kon word vir die konings uit die ooste. Die Eufraatrivier is een van die oudste en mees betekenisvolle riviere in die Bybel. Ons lees al reeds daarvan in Genesis 2 vers 14, wat dit genoem word as een van die 4 riviere wat die tuin van Eden had gelei het. Dit was die bron van lewe en van vrugbaarheid en van oorvloed. En saam met die Tigris, die gebied tussen die Tigris en die Eufraat, het dit die vrugbare halfmaan gevorm. Dit was daardie boog wat groen was en wat die bakermat van die beskawing was. Die Eufraat is meer as 'n rivier, dit is 'n simbool van menslike trots en sonde. Op sy oewers is Babel gebou, 'n stad waar die toring aan die hemel moes raak, en waar die Here die tale van die mense verwar het. Later het dieselfde rivier ook die koningshoofstad Babylon onderhou. By die Eufraat het Israel ballingskap geken, en hulle het hulle harpe aan die wilgerbome opgehang. Hier het Belsasar die heilige tempelvoorwerpe ontheilig tydens sy fees, en daardie nag het die oordeel gekom. Die Mede en die Perse het die stad ingeneem, deur die kanaal van die Eufraat af te lei en die bedding te laat droog lê. Profeties dui die Eufraat ook op die eindtyd. In Openbaring 16 vers 12 lees ons: van 'n dag wanneer die Eufraat sal opdroog, 'n beeld van die val van die menslike magte en rykdom, waarop die wêreld steun. Soos in die dae van Babylon, sal dit die weg baan vir die Here se plan, dat sy koningskap sal kom, en soos die lig van die son wat sal opgaan. In 'n geestelike sin wys dit vir ons daarop dat ons teenpilare van valse mag en korrupte godsdienst uiteindelik sal verdwyn. Wanneer ons die Bybelse patroon volg, sien ons hoe die Eufraat die geskiedenis dra van die begin tot die einde, van Eden se lewe na Babel se hoogmoed, na Babylon se val en uiteindelik na die Here se finale oordeel. Die Eufraat leer ons dat selfs dit wat groot en onoorwinnelik lyk, in die Here se tyd kan opdroog. Die strome van wêreldse mag en voorspoed hou nie vir ewig nie. Slegs alleen kan ons op die lewende water van Jesus vertrou. Amen.